opgewonde. Ek kan nie wag vir die bruidegom om op te daag nie. Ja, ons is almal sy genooide gaste en ek het elke dag meer opgewonde begin raak vir sy koms. Ek hoop nie dat hy nie te lank vat om te kom nie. Wel, ons kan maar geduldig wag. Ons lampies brand helder en ons is mooi aangetrek. Kom ons sit net hier langs die pad en wag vir hom om te kom. Wel, ek wonder tog hoekom neem hy so lank om te kom. Ek dink, daar is seker baie mense langs die pad wat wil weet wat aangaan en wat met hom wil praat om hom geluk te wens met die groot dag. Ja, hulle hou hom seker so besig met allerlei vrae. Ons moet net moed hou, geduldig wees, want ons weet verseker dat hy gaan kom. Ai, ek word nou so vaak. Kom ons slaap. Ons sal sekerlik wakker word met die geluid van die musiek soos hy nader aan die banket sal kom. Ja, ek hoop hy kom gou, sodat my lampie nog helder kan skyn. Dit voel vir my lyk asof my lampie al dowwer raak. Ek dink dit sal slim wees van ons om so 'n bietjie oë toe te maak, want die feesvieringe hou gewoonlik baie lank aan en my oë begin ook al toeval. Haai, julle luister, ek hoor vrolike musiek en opgewonde stemme. Wat hoor ek? Word wakker julle, kom word wakker, staan op, hoor julle ook die musiek? Bruidegom is op pad, die bruidegom is op pad. Ja, ek hoor ook die musiek en ek hoor iemand wat roep dat die bruidegom op pad is. Nou moet ons vinnig gereed maak, want hulle is al naby. O aarde, ek skud my lampie en hy's amper tolleeg. My olie is amper op. My lampie gaan nou enige oomblik doodgaan. So waarlik waar julle. Dit is die bruidegom wat aan die kom is. Ons moet ons lampies gou volmaak met ons ekstra olie wat ons saamgebring het. O, hoe wonderbaar is dit nou. Die tyd vir die bruidegom se koms het uiteindelik aangebreek. O wee, ons 4 ander se olie is ook op en so te sê gedaan. Ons het nie vir genoeg olie voorsiening gemaak nie. Ons was dwaas en ons is nou onverhoeds betrap. Wat nou? Ons is nou gereed en ons lampies het nou genoeg olie om ons tot by die banketsaal te hou. As die bruidegom kom, sal ons lampies helder skyn. Het julle nie genoeg olie vir ons ook nie, asseblief? Help ons, gee tog vir ons van julle olie, want kyk, die 5 ander lampies gaan ook nou dood. Nee, jammer. Ons sal julle nie met ons ekstra olie kan help nie. Daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Ga liewer gou winkel toe en koop vir julle olie, voor die bruidegom opdaag. Hier kom die bruidegom. Kom, hom tegemoet. Hier kom die bruidegom. Julle, daai meisies het nie olie in hulle lampies, wat gaan nou nie? Ek dink hulle het 'n probleem. Wat dink julle? Dink julle hulle gaan regkom? Dink julle hulle gaan olie in die hande kry? Dis in die middel van die nag. Dink julle hulle het geld gebring? Ek wonder wat 'n winkel is oop. Maar voordat ons uitvind wat verder gebeur, dan gaan ons eers staan en ons gaan 'n liedjie sing oor olie in 'n lamp. Ons gaan sing: gee my olie in my lamp, laat ek brand. Want ons wil nie wees soos daai meisies wat die leë lampe het nie, né? Kom ons staan gou almal regop, dan sing ons saam. Okay, kom Ruben, almal regop. Kom aan. Jy moeg. Kom aan, hè. Okay, is julle reg? Wie gaan ons? Gee my olie in my lamp, laat my brand, brand, brand. Gee my olie in my lamp, laat my brand.
meisies gaan olie kry. Julle kan gou weer sit. Wonder julle ook? Hè? Dink julle hulle gaan olie kry? Nee, dink julle nee. Wie sê hulle gaan olie kry? Wie sê hulle gaan nie olie kry nie? Kom ons kyk wat gebeur. Kom julle. Kom julle, ons moet gou maak, anders gaan ons die bruilofsfees mis. Hoe kan ons so dwaas gewees het? Ons was nie gereed vir die koms van die bruidegom nie. Ja, hy het so onverwags opgedaag. Nou hoop ek net dat ons die tyd van die nag nog olie gaan kry. Het enige een van julle geld gebring? Nee, ek het nie geld by my nie. Dalk moet ons iewers gaan geld leen. Nee. Ons het nie sulke tyd nie. Ons sal net mooi moet soepat vir genoeg olie om ons te help om vinnig terug te kom by die bruilofsfees. Wag, hier is ons nou by die winkel. Ek gaan hard aan die voordeur klop, want die lig is af en die eienaar slaap. Word wakker! Ag, asseblief tog, word wakker! Maak oop die deur, asseblief tog, word wakker en maak vir ons die deur oop. Wat is hier in die gang? Wat klop julle die tyd van die nag aan my deur? Ag, asseblief tog, meneer, ons is in nood. Ons het olie vir ons lampies nodig. Die tyd van die nag? Hoekom is dit so dringend? Dat julle vir my hierdie tyd in die middernag moet wakker klop? Kon dit nie gewag het vir môre nie? Nee, meneer, u verstaan nie. Ons is al reeds so laat. Laat vir wat? Hierdie tyd van die nag? Vir die bruidegom wat aan die kom is. En ek is bevrees dat ons nie gou maak nie. Ons die bruilofsfees gaan mis. Waarom was julle nie gereed nie? Was julle nie die genooide gaste nie? Julle lig kan mos nie skyn as daar nie olie in julle lampies is nie? Ai meneer, as die bruidegom ons net nie so lank laat wag het nie, dan sou ons gereed gewees het. Ja, hy het heeltemal onverwags gekom en ons het nie genoeg olie in ons lampies gehad nie. Ons het nie op die regte tyd van sy koms geweet nie. My lampies se olie was nie genoeg nie en ek was nie gereed om hom te ontvang nie. O wee, waarom was ek nie gereed nie? Neem nou die olie en ek hoop julle maak dit betyds vir die bruilof. Sorg van nou af dat julle altyd gereed is. Kom julle, ons moet nou vinnig na die fees gaan. Ek hoop net dat ons dit nie reeds te laat is nie. Ons was gewaarsku dat ons gereed moet wees. Ons moet nou eers ons lampies gaan volmaak. Ag, asseblief tog julle, ons moet baie gou maak. Julle? Dis nou 'n groot verleentheid vir daai meisies en hierdie moes nou 'n tyd gewees het van vreugde. Wanneer hulle saam met die bruidegom na die banketsaal gaan om fees te vier. En nou is hulle in die verleentheid. Was julle al ooit in die verleentheid gewees? Hæ? In Engels is die woord jy's embarrassed. Nou wie van julle was al bietjie embarrassed gewees? Hæ? Wat jy miskien nie voorbereid was vir iets nie, né? En toe voel jy skaam. En hierdie meisies in plaas dat hulle nou bly is hulle nou 'n bietjie bang en beangs, né? En embarrassed. Nou kom ons kyk wat gebeur. Dalk maak hulle dit tog betyds vir hierdie feesvieringe van die bruilof. Wie van julle dink hulle gaan dit maak? Gaan hulle dit maak? Hulle het dan nou olie gekry, né? Hulle het olie. Kom ons kyk wat gebeur. Ek is so seker nie. Ek hoop hulle kan vinnig hardloop. Vinniger as ek. Die bruidegom is op pad. Die bruidegom is op pad. Gaan hom tegemoet.
hart moet klop, sodat hulle ons kan hoor en oopmaak. Meneer, maak vir ons oop. Meneer, maak asseblief vir ons die deur oop. Ons wil ook deel wees in die fees. Asseblief, meneer, ons was nie gereed om u te ontvang nie. Ons is nou gereed. Meneer, maak vir ons oop. Ons was dwaas, want ons het nie geweet presies wanneer u sou opdaag nie. Meisies, ek was bang dat ons laat sou wees. Nou is die deur gesluit en niemand gaan dit vir ons oopmaak nie. Meneer, ag asseblief meneer, maak oop die deur. Ons staan hier in die donker nag en hou al die vrolike klanke van die bruilofsfees. Asseblief maak die deur vir ons oop. Ons wil ook saam met die fees vier. Ons is nou gereed. Asseblief meneer, maak die deur oop. Gaan weg. Ek sê vir julle, ek ken julle nie. O, meisies, ons moet huis toe gaan. Hi maats. Hulle kon nie inkom nie. Hulle was nie gereed nie. Hoe hartseer is dit? Wie voel 'n bietjie jammer vir daai 5 meisies? Ek voel baie jammer vir hulle. Maar weet julle wat? Hulle was genooi na die fees toe. Hulle het geweet hy gaan kom. Hulle moes gereed gemaak het, né? En net soos daai 5 meisies wat gereed gemaak het en olie gehad het in hulle lampies, kon ingaan en saam fees vier, so moet ons ook. Elkeen van ons moet gereed wees vir wanneer Jesus kom. Ons moet nie wees dat ons aanhou om Jesus te volg net vir 2 jaar of 3 jaar of glad nie. Ons moet elke dag gereed wees. Want net soos julle gesê het, ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie.